Kom ons stap. Toe ek vanoggend die voordeur oopmaak, begroet die gedruis van die see my. Op daardie oomblik bruis daar 'n dankbaarheid in my op, dat ek die see kan hoor, al sien ek niks, want dit is toegemis. Soveel emosie hardloop deur my en ek wil graag iets skryf, maar wat? Die see het soms so 'n kalmerende invloed op 'n mens se gemoed, en soms is dit vreesaanjaend, en soms wil jy net naby wees en kyk hoe elke brander op sy eie manier kan toerol of ontplof as dit die rotse teen die kuslyn tref. Nou dit nou daar gelaat. Ek stap vanoggend vroeg in die halfskemer, of sê mens die halfdonkerte. My tyd is effe min en ek kan nie see toe stap nie. Dus stap ek sommer hier in die buurt, straat op, straat af. Wat altyd vir my so interessant is hoe elkeen se huis sy persoonlikheid weerspieël. Sommige net hier om die draai, lyk dit of daar nog pop gespeel word in die tuin. Allerhande goetertjies en draaikies en hoekies. Och, 'n kind sou heerlik kon speel in so 'n tuin. Dis nou te sê as hulle nog speel soos ons gespeel het. Verder op in die straat maak die man sommer houtwerk en karre reg, so lyk dit vir my, in die oop erf langsom. Ek weet nie wat my gedagtes so na 'n kind toe teruggaan nie. Maar met die bome op die oop erf sou ek nog so ware boom klim en huisies onder die bome maak. Nou wat ek dan skoon vee en as ek vertrekke uitpak met klippe, dan oorval die reuk van vars roosterbrood my. Iemand maak reg vir werk of skool. Die reuk van roosterbrood laat my altyd dink ek is honger. Op die plaas waar daar nie elektrisiteit was nie, het ons nou roosterbrood op foelie op die houtstoof gedoen. 'n Mens maak altyd 'n plan. En baie jare terug, toe pa ons nog met vakansie na die Melkbaai Hotel in die strand geneem het die reuk van roosterbrood vroegoggend in die gange gehang. Och, jy moenie praat van die poached vis by die breakfast nie. Daai het ons nie geken nie, en pa het gesê ons moet alles opeet, want hy betaal daarvoor. Kan jy glo? Toe ek nou buite reukafstand van die roosterbrood breakfast is, toe begroet die spek en eiers my. So vroeg dink ek, maar nietemin, toe lus ek 'n lekker breakfast. Dis seker vir 'n sterk man wat vroegoggend sy proteïene moet inkry. Die ene huis se deur staan so effe oop en ek kan nie anders as om effe stadiger te stap en te loer nie. 'n Huis is mos so amper soos 'n mens. Niemand weet wat binnekant aangaan nie, tensy jy nou so effe oopmaak. Al wat my oog vang is opgestopte wilsbokkoppe teen die portaal se muur. So waar, daar staan die garage ook nou oop. Nee, wat, die man is 'n jagter en 'n vleiswerker. Sy vleissaagmasjien lyk nes ons in. Dit lyk soos 'n vleiswerktafel, netjies ingerig in die garage. Ons sal 'n garage moet kry, want ons vleiswerkgoed staan gestoor. Vleiswerk is tog 'n liefde wat ons as gesin deel. Ek het seker kilometer bors in my lewe gestop. Dit was altyd 'n tipe familiegeleentheid. Elkeen het sy werk. Ons jongste was gewoonlik die een wat gesorg het dat almal tee op tyd kry met 'n soedingetjie daarby. Sy moes so kos maak en dan op die middag het ons uitgespan met 'n glasie wyn. Amper soos 'n uitvaldoppie. Maar na die middag dan woeker ons weer voort, want die biltonge in die worse moes hang hier by die aand se kant. Moenie die proeworsies vergeet wat gaar gemaak moes word, sodra die eerste wors gestop is nie. Nou stap ek verder, die vakansiehuise kan jy duidelik herken. Party lyk so verlate soos 'n dorpshuis in die Karoo. Net plaveisel om die huis of klippies en hier en daar 'n pot met 'n vetplant wat kan oorleef tot die eienaars weer kom. Ander huise lyk of hulle elke jaar besluit het om 'n stukkie aan te bou. Sommige net soos die behoefte bestaan het. 'n tipiese laslappie huis. By een huis blom die alwyne oorvloediglik. Nou dit aard hier. Toe verras daar 'n tuin my. 'n droë boom wat vol bekertjies en koppies gehang is. Dit lyk of sy al die ots uit die huis gehaal het en 'n tweede lewe aan die boom gegee het. Of dit nou jou smaak is of nie, sy het uit die boks gedink. Dalk moet ek vir my geliefde so 'n boom skep, want hy gooi tog so sware ding weg, dan kan hy al die goetertjies wat hy graag wil hou aan die boom ophang.
Nou ja, en die honde tog, die honde. Elke tweede huis begroet 'n geblaf jou, elkeen met 'n ander toonhoogte. Hulle wissel ook aan hoogte en wyte, en soms is jy bang daai groot hond spring oor die heining, want sy aggressiwiteit laat jou voel, jy is nou die inbreker. Net voordat ek my sirkelroete voltooi, is daar 'n dubbelverdiepinghuis met 'n groot venster op die boonste verdieping. Die man se lesenaar met boekrakke en die vrou se naaimasjien is daar ingerig. Dit wek so 'n effense jaloesie in my op, want op die oomblik, totdat ons weer ons eie plekkie kry, doen ek naaldwerk in die kombuis. Hoe heerlik kan dit nou nie wees om daar jou naaldwerk te doen, of te skilder, of boek te lees, of selfs jou administrasie op datum te kry, terwyl jy die see en die verre horison sien verander van gemoed en kleur. Om te stap, gaan daar nuwe wêrelde vir jou oop. Kom, ons stap.